Baie dankie vir die geleentheid. Ek is Dries van der Linde en ek is werksaam by OVK. Johan het my gevra om vandag te praat oor die meganiese voorbereiding van die silo, veral met die groot oes wat daar op hande is. En net so ter inleiding, om meganies reg te wees, moet jou silo 100% reg wees om die groot oes te hanteer, sodat ons die kapasiteit optimaal te benut, en sodat ons 'n uitnemende diens aan ons produsente kan bied, en ook laat hulle 'n goeie ervaring het van waar hulle lewer. En dit frustreer 'n produsent as hy graan lewer en jou silo breek. So ou moet vroegtydig begin werk om jou silo reg te kry. Dan die volgende ene is die proper preparation prevents poor performance. Deeglike voorbereiding voorkom swak uitsette. So as jou silo nie reg voorberei is nie, dan gaan jy teëspoed kry gedurende die silo. So jy moet reg voorberei om jou silo reg te kry. Daar is verskillende instandhouding wat 'n mens kan doen by 'n silo, wat jou gaan help sodat jy suksesvol is en dat jy geen stoppe het gedurende die seisoen nie. Die eerste een is voorkomende instandhouding wat baie belangrik is. Dan kry jy jou deurlopende instandhouding en dan jou dringende instandhouding. Jou dringende instandhouding is jou breekstoppe, jou noodstoppe en daai en ou wil glad nie eintlik daar wees nie. Ou wil begin by jou voorkomende instandhouding en alles klaar reg kry. Ek gaan voorkomende instandhouding laaste los, want daar gaan 'n paar goed wees wat ek daar gaan bespreek. As ons kyk na wat is deurlopende instandhouding? Deurlopende instandhouding is baie belangrik, want dit bepaal die lewensduur van jou silo en dit verleng die masjiene van jou verleng die masjinerie van jou silo. So as jy deurlopend instandhouding doen, sal jy jou lewensduur van jou silo verleng. So jy moet bewus wees as daar iets stikkend is. Ek sê altyd vir die manne, as hulle in 'n silo instap, gebruik jou sintuie. As jy in 'n silo stap, gebruik jou gehoor. Jy weet mos hoe klink jou silo, as iets anders 'n ander tipe geraas is, gaan soek, stel ondersoek en maak dit dadelik reg. As jy ryk iets is nie reg nie, 'n venbelt wat brand of 'n bearing wat warm word, maak dit dadelik reg voordat dit verdere probleme kan veroorsaak. En dan is daar 'n kleiner tipe instandhouding. Dit is wat jou silo personeel sommer self kan regmaak. Dit is byvoorbeeld om 'n veebelt te vervang of dalk 'n skerm reg te maak. Wat is dringende instandhouding? As ons kyk na dringende instandhouding, dit is as daar nou iets breek tydens ontvangs of 'n versending en dit is nou 'n noodstop. So dit moet nou reggemaak word. So dit kos jou baie meer tyd en die gesegde is altyd daar. Jy het altyd tyd om 'n ding reg te maak as hy gebreek is, maar jy het nooit tyd voor die tyd om hom reg te maak nie. So dringende instandhouding moet eintlik nie gebeur nie, maar dit is so in 'n silo bedryf is daar baie keer goed wat breek waarvoor jy nie voorsiening maak nie. En die tipe instandhouding kos ons baie geld vir alle maatskappye as jy dringende goed moet regmaak, want dit is 'n tydelike ding, want jy moet in die gang kom, jy kan nie staan en wag vir die oes nie. So ons moet wegkom van dringende instandhouding. So die volgende wat ek oor praat is jou voorkoming, waarom voorkomende meganiese instandhouding. Dis die belangrike een wat almal in die graanbedryf mee bekend is en wat begin voorberei vir die groot oes wat op hande is. As ons kyk na jou voorkomende instandhouding wat belangrik is, dit verseker die kwaliteit van die graan. Wat ek hierby bedoel is, as jou sleepketTINGs nie reg is nie, of jy het olgers wat jy het, en dit is nie reg nie, dan breek jou mielies, dan lê jou kwaliteit daaronder. En jou konstante inname en versendingstempo,
as jy jou voorkomende instandhouding reg doen, waar jou olgers reg is, en jou bakkieshuisers reg is, dan bly jou tempo konstant en dan kry jy maksimaal uit jou silo uit. En dit verleng ook die lewensduur van jou silo. So voorkomende instandhouding is noodsaaklik en nou moet eerder reaktief optree as wat jy proaktief optree. En oor die lange duur is voorkomende instandhouding baie goedkoper as wat jou ander instandhouding is. Tydens die beplanning van voorkomende instandhouding is daar 'n paar goeie waarna ons kyk wat jy op jou lys moet sit en sê wanneer gaan jy wat doen. Ek het nou eerstens die bakkieshuisers gevat. Die bakkieshuiser, jy kyk na jou radkas. Ek het hulle opgedeel. Elke silo het 'n spesifieke toerusting waarmee jy gebruik. So ek bespreek oor die algemeen. Bakkieshuisers is by die meeste of by al die silos. Jy kyk na jou radkas. Jy moet kyk dat hy nie warm word nie. Jy moet ook kyk laat hy nie olie lekke het nie. Dan moet ook gekyk word dat dit nie raas nie. Wat se naam? Nou as 'n radkas raas, moet jy dadelik stop en kyk waar die fout is voordat hy verder is. Jy moet ook kyk laat hy nie wakkel, lyk amper soos 'n makou wat rond dans nie. So hy moet reguit loop, hy moet in lyn loop. En as ons kyk na jou laars, jou bearings op 'n bakkieshuiser, hy moet gegrease word, ook nie te veel nie, dat die grease langs die kante uitkom, en hy moet ook nie te min gegrease word nie. Die bearings moet ook gereeld nagegaan word, en dit moet ook oordentlik vas wees aan die montering waarop hy vas is, en ook aan die as. En daar moet ook gekyk word, laat hy nie warm word nie, en as 'n bearing, jy kan ryk as 'n bearing gaan, uit 'n snaakse reuk, dan moet jy weet, jy moet dadelik 'n ander bearing opsit. Kop en jou voetkatrol, jy moet kyk dat daar nie gate is nie, dat daar nie lekplekke is nie. Dit is onder by jou boots, veral daar waar die water so baie is, moet ou seker maak daar nie lekplekke is nie, en laat die aste ook nie gesluit is nie. Want as die as gesluit is, kan jy groot skade kry, jou belt kan afklim en jy kan baie moeilikheid kry. Luister, kyk ook dat jou belt in die middel van jou katrolle loop. As ons kyk na die motor op jou bakkieshuiser, jou motor moet skoon wees, want as 'n motor wat nie skoon is nie, veroorsaak dat daai motor warm word en kan later vir jou groot probleme gee. Elke motor het 'n fan agter wat jou motor koud word. Maak seker dat daai fan wel op die motor is. Hy het 'n doel hoekom hy daar moet wees, en laat die veiligheidsskerm op die motor is. Luister en voel ook maar aan die motor. As daar iets begin raas in die motor, moet jy weet daar is 'n bearing wat besig is om in te gee. Jou vervoerband en vervoerbandlaste, maak seker jou vervoerband is 100%, dat hy moet ook nie te sy wees, ook nie te slaap wees nie, en laat die laste reg is. Al die boute moet in wees. En sodra jy sien 'n vervoerband het rafels aan die kante, moet jy weet, daai vervoerband is besig om skeef te loop, so dan moet jy hom regstel. Die volgende ding wanneer jy moet kyk is jou bakkies. Bakkies, meeste ouens of baie ouens nalaat om na die bakkies te kyk. So bakkies is belangrik, jy moet kyk dat hy nie gebuig is nie, hy moet nie kap nie. As jy in 'n silo inkom, dan hoor jy baie keer 'n bakkie wat kap, so die bakkie is gebuig of die belt is te pap. Kyk dat die bakkies volledig is, want dit beïnvloed jou tonne as jou bakkies nie volledig is nie. En dan jou aandryfketting en jou waier, die spanning moet reg wees, dit moet nie gerafel wees nie, jou veebelt, kyk dat jy die regte veebelt op die regte poelie sit, daar waar jy aandryfkettings en waaierbande het. As ons kyk, party van die silo's het sleepkettings, en sleepkettings is 'n unieke ding. Die moderne silo's het meer vervoerbande.
Ons gaan nou oor die vervoerbande praat, maar as daar sleepketTINGs is, kyk ook na die radkas van jou sleepketting, laat hy nie lekke in het nie en laat hy ook nie raas nie. Jou aandryfketting, hy moet nie te pap of te styf wees nie en hy moet gegrees wees. Ons grease hom gewoonlik laat hy nie so baie raas nie. En dan jou sleepketting moet reggestel wees. Dis belangrik dat hy nie te pap wees nie, want anders dit klap en haak hy oralste vas en dit kan vir jou probleme vorentoe gee. Jy moet kyk ook dat jou sleepketting al sy flights het, want dit beïnvloed die tonne wat hy hanteer. So as hy nie genoeg flights in het nie of sleep skrapertjies, dit beïnvloed jou tonnemaat. Kyk na jou sprocket, albei moet reg wees, dit moet in die middel van jou sleepketting wees, want anders gaan jy ook nie reg funksioneer nie. Jou motor moet ook skoon wees, hy moet geen vibrasie op hê nie, en die waier moet reg wees. As ons kyk na die boute van die struktuur moet vas wees en dit moenie lek nie. Jou struktuur, jou omhulsel waarvan ons praat, moet ook nie gate in hê nie. So as daar gate is, moet dit dadelik reggemaak word, want dit veroorsaak ook moeilikheid en dat daar moet skoongemaak word en dit kan ook besmetting vorentoe veroorsaak. Veral in oestyd het ons ook nie altyd die hande om skoon te maak nie. Volgende een waarna ons kyk is jou vervoerband. Die meeste van die silo-fasiliteite het vervoerbande. Ons kyk na die kopkatrolle. Die kopkatrolle se lagging moet reg wees, want anders te loop en gly jou belt net. En dit moet ook in die center wees. Aste moet ook nie gesluit wees nie. So die kopkatrolle moet ook daarna gekyk word en die beerings wat aan daai aste vas is, moet ook na gekyk word, laat dit wel reg vas is. Jou aandryfketting en of jou waaierband, afhangende met wat dryf jy hom aan, moet ook gekyk word, die spanning moet reg wees, die ketting of die waier moet nie te slap wees nie, want anders gaan hy nie die tonnemaat wegkry, wat op die vervoerband is nie. En dan gaan jy blokkasies kry. Jy moet die regte V-belt gebruik vir die regte applikasie. So ons kyk na die radkas. Radkas moet skoon wees. Hy moet sy olievlak moet reg wees en hy moet ook die olie lek nie. As ons kyk na die laars, die beerings waarvan ons praat, dit moet koel wees en jy moet dit gereeld grease en kyk, laat dit reg is en laat dit ook nie die aste opeet nie. Die rollers speel 'n baie belangrike rol op die vervoerband. As jy gaan kyk na jou party van die rollers, as jy hoor hy roller het 'n chire in hom, vervang hom maar vroegtydig en kyk dat die rollers wel reg in hulle posisie is. Want as hy nie reg in sy posisie is nie, veroorsaak dit dat die belt skeef loop of uit sy rollers uithardloop. So maak seker al jou rollers loop, almal is in plek en laat dit wel reg is. As ons kyk na jou abbegaars, jou olgers, met ander woorde, daar waar silo's olgers of abbegaars het of waar hulle gebruik, moet ons kyk na die laars, motors en radkaste. Dit moet skoon wees, geen olielekke, dit moet die regte hoeveelheid olie of grease in hê. Aandryfketting of die waaierband, boonste en onderste ratte moet daarom in lyn loop, want as hy nie in lyn loop, gaan die kort veebande of ketting vervang. Maak seker, as jy kettings op het, laat die sprocket se tande reg is en laat jou ketting reg is, laat daar nie slytasie is nie, laat dit nie loop en gly nie, want dit gaan veroorsaak dat jy ook nie by jou tonnemaat kan uitkom nie. As ons kyk na jou pype van jou auger, maak seker dit is nie geroes of gesluit of ingeduik nie, want dit kan maak dat daar vermorsing van graan is en ook dat as jou pyp gebuig is, laat jou flights wat in die binnekant is, jou spiraal vashaak en dan kan jy ook probleme kry. Jou spiraal
moenie gesluit wees nie, maak seker trek hom uit. Partykeer is hy dun geëet en op die punte, dan lyk hy soos 'n skeermes lemmetjie, so dun is hy. Vervang hom vroegtydig. Die speling langs die kante moet so 5 mm omtrent wees tussen die spiraal of die flightes en die pyp. So maak seker jy sit die regte een in, sodat jy nou nie in oestyd onnodig moet staan nie. As ons kyk na die kragtoevoer, jou kragtoevoer moet ook reg wees en jou kabel moet daarom vas wees aan jou auger. Hy moet nie slap hang aan jou auger nie, dit moet daarom netjies wees ook. Skoonmaker, as ons kyk na die skoonmaker, dit is die hartklop van jou silo, is jou skoonmaker. Jy moet kyk dat jou skoonmaker reg staan. Met ander woorde, is hy opgelyn, en staan hy nie skeef nie, want as hy skeef staan, beïnvloed dit die ritme van jou skoonmaker, dan is hy nie effektief nie. Jou kerse, party ons praat van kerse, party ons praat van hangrotte, dit is daai wit kerse of hangrotte waaraan jou skoonmaker hang. As ons kyk dit praat nou hier van 'n opstal skoonmaker, jy kry ander skoonmakers wat 'n rolsif is, maar hierdie is maar meer jou van opstal skoonmakers en jou builders. Sorg dat jou kerse reg is en heel is en ewe lank is. As jou kers gebreek is, vervang die stel wat se nou met die ander rek, en dit kan ook veroorsaak dat jou tyd uit is op jou skoonmaker. Jou dekke moet jy na gekyk word, maar dan nie krake is nie, dit moet nie gesluit wees nie, en daar moet nie slytasie op die dekke wees nie, so kyk na die dekke, laat hulle 100% reg is. Jou stelboute moet almal vas wees en moet gelok wees, dit is by jou van opstal, daai tipe skoonmakers, wat dekke het. So maak seker, moenie enige bout daarin sit nie, want daai stelboute het 'n doel waarvoor hulle daar is. Jou verdelers, dit is wat na jou skoonmaker toe gaan, maak seker dat daar geen lekkasies is nie. En laat die stroom eweredig verdeel word tussen die twee dekke. Laat een dek nie meer kry as die ander een nie, want dit belemmer ook die effektiwiteit van jou skoonmaker. Jou siwe op jou skoonmaker is baie belangrik, want jy moet weet watter tipe sieve moet jy gebruik vir watter graansoort en wat jy graag wil doen met die eindproduk wat jy wil uitkry. So maak seker jou siframe is reg, jou sif bo het nie gate nie. As hy twee siwe agter mekaar het, laat hy mooi seël, laat die draad onder wat die balletjies vashou, laat hy wel reg is, laat daar genoegsame balletjies in is, rubberballetjies, om die graan, want as hy vibreer, om dit die graan wat op die siwe vassit, mooi uit te haal. En sorg dat jou siwe mooi styf vas is op jou dekke, anders kan jy ook probleme veroorsaak. As ons kyk na siklone is by 'n silo, by alle silos is van kardinale belang, want anders het jy net stof in jou silo. So daar moet mooi gekyk word na siklone. So siklone moet jy luister, jy moet luister of daar geraas is by jou siklone, sodat jy weet waaraan moet jy aandag gee. Jy moet kyk na ooglopende foute, geen gate in die sikloon, is hy rompreg, na al daai goed moet jy kyk, waaierbande heel en styf genoeg is, jy moet kyk dat hulle wel reg is, as 'n veebelt gerafel, moet jy dit dadelik vervang, en dit moet styf genoeg wees, jou laars, jou beerings, sorg dat jy die regte beerings het, laat dit reg gegrees is, en laat dit nie warm word nie, en laat dit oordentlik vas is. Jou roteer klep van jou waier, moet daar gereeld na gekyk word, want jou stofafsuiging, as hy waai, kom ou nader nog nie agter, en daai fyn stof eet daai blades op, en dan is jou stofafsuiging nie effektief nie. Dan moet gereeld gekyk word daarna, en aan jou buitekant, kyk na jou cones van jou sikloon, is hulle reg? As hy nie reg is nie, is jou stofafsuiging nie reg nie, dan gaan jy 'n stofprobleem in jou silo kry. Die volgende een waarna ons kyk is jou droërs. Jou droërs, jou bakkieshuiser is maar dieselfde as die vorige bakkieshuisers wat ek bespreek het. Moet seker maak hulle is wel in lyn. Bakkies
kappie, daar moet genoegsame bakkies in wees, en hy moet die regte tempo wees wat na jou droër toe gaan, sodat jou droër reg kan voed met nat graan. Jou avagaar, die pyp moet heel wees, by van die droërs is daar olgers in, sodat jou pypwerk reg is, laat jou olger binnekant jou spiraal nie gesluit is nie, jou beerings reg is, sorg dat dit reg is. Jou vlam moet konstant brand, jou windreguleerder moet in tyd loop, sodat jy die regte temperatuur by jou droër kry, en jou laafvlak en jou hoëvlak skakelaars moet werk, sodat jy weet, sodat die droër weet, wanneer moet hy graan gooi, en wanneer moet hy stop. So dit is belangrik, want anders oordroog jy die goed. Wat ook belangrik is, voor die seisoen moet die droërs oordentlik skoon gemaak word, om seker te maak alle ou graan is uit. Daar moet ook gekyk word na die brandstof wat gebruik gaan word, diesel of polyfuel, of daar genoeg is, laat hulle filter skoon is en gediens is, sodat dit die regte vloei van brandstof na die droër toe kan gee, sodat jou nozzels nie verstok kan word nie. Die nozzels moet ook na gekyk word. Daar is van die silo's wat ook silo-sak toerusting het, wat net silo-sak toerusting het, wat nie silo's het nie, na hulle laars moet gekyk word, die beerings moet gekyk word en reg gediens word, kyk dat hulle nie warm word nie, al die olgers, die avagaars moet daar gekyk word, dit moet reg wees, die beerings moet reg wees, dan moet gekyk word na die flight, die spiraal in die binnekant, laat dit nie uitgesluit is nie, dit moet reg gemaak word, want dit beïnvloed die tempo van hoe jy die sak gaan stop, jou sprocket en jou katrolle moet in lyn loop, so dit moet in lyn loop, anders dan gaan jy heeltyd 'n ketting hê wat afklim, jou sprocket se tande moet ook reg wees, so dit moet ook nie uitgesluit wees nie. Die pypwerk moet heel wees, hy moet nie gekraak wees nie, hy moet ook nie skeef wees nie, en hy moet ook nie gebuig wees nie. So daai pypwerk moet 100% reg wees. Jou olielekke, jou olielekke daar moet geen olielekke wees nie, op jou radkas moet die olievlak reg wees en hy moet ook nie lek nie. Jou remskoene op 'n stopper is belangrik, al twee remme moet dieselfde werk, want anders te stop jy jou sak skeef. So die remstelsel op die stopper moet nagegaan word, en om seker te maak hulle is 100% reg. Die spanning van die ketting moet in lyn wees, en sodat jou ketting nie kan afklim nie, en dit nie probleme gaan hê nie, en dan moet daar ook gekyk vir die PTO. Die PTO moet reg loop, en die revolusies van jou trekker moet reg wees, sodat jou sak reg gestop word, want anders kan jy jou sak nie eweredig stop as jou revolusies nie reg is nie. Ten slotte wil ek net sê, voorkomende instandhouding is baie belangrik, die regte tyd moet gekies word, die datum, ons tyd raak nou min na oestyd toe, om voorkomende instandhouding te doen, en die regte verantwoordelike persoon moet toesien dat dit wel gedoen word. Want so, dit is ten slotte, baie dankie.